Ons gaan vanoggend saam lees uit Filippense 3, daar is eintlik Filippense 4 uit, Filippense 3 uit, ek sê maar, ek dink daar is verkeerd. Wat Paulus skryf, begin in vers 4. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het nie, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, vanoggend wil ek vir U kom dankie sê vir klein Adrian, ek wil vir dankie sê vir sy pa Frederik, vir sy ma Donay, vir hulle getrouheid om hulle kind na U toe te bring. Dankie dat ons saam met Paulus kan sê, ons wil U hê en net U. U as ons enigste bate, U as die enigste een aan wie ons kan vasklou, U as die enigste een na wie toe ons onsself kan uitstrek. Dankie vir die genade wat ons aan herinner word in die water in die doop. Dankie dat ons in die doop van klein Adrian ook iets sien van ons eie lewens, van U genade vir ons. Dat U die een is wat vir ons bid, wat vir ons gesterf het, wat vir ons lei en leer. Dankie Here dat ons met ons hele wese, met ons hele menswees na U toe kan kom. Al het ons, soos Paulus sê, nog nie alles bereik nie. Al is ons nog nie waar ons moet wees nie. Maar dat ons by U kan kom staan en by U kan kom vrede en genade kry. Ek loof U daarvoor. Amen. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy wil op 'n manier ons heroriënteer. Hy wil ons lewens kom heroriënteer, nuwe rigting gee. En hy begin hierso in vers 4 sê hy uiterlike dinge. As jy op uiterlike dinge vertrou, weet ek kan nog meer as jy op uiterlike dinge vertrou. Dis wat hy sê. Hy sê ek is amper perfek, en ons gaan nou deur daai lys so bietjie gaan, maar hy praat van 'n lang lys van goeders wie hy is, en hy sê, as dit gaan oor uiterlike goeders, ek kan meer vertrou op uiterlike goeders, amper enige een van julle. En dan kom hy in vers 7 met daai maar wat daar staan, wat ek wil hê julle moet oplet, daai maar gaan ons nou ook weer na kyk, en dan begin hy ons 'n nuwe rigting gee, 'n nuwe manier gee van leef. Eintlik kom hy, en hy sê, julle waardestelsels moet reggetrek word. Ons as mense, ons waardestelsels word so vinnig skeefgetrek. En 'n skeefgetrekte waardestelsel, as ek al my belange, al my genot, al my vreugde, al my bekommernis stel op die verkeerde plek,
dan begin dit goed van my af steel. Dit begin my vreugde steel, dit begin my dankbaarheid steel, dit begin op 'n manier my rus in God steel. Maar as ek hierdie waardestelsel begin regtrek, soos wat Paulus hier sê, dan begin ek weer om werklik in dankbaarheid te leef, dan begin ek weer besef, maar waar is die ware nood amper in my lewe? En hierdie doop vanoggend help ons om net weer vir 'n oomblik ook te kom onthou, wie is ek? Waarin lê my identiteit? Waarin lê my vertroue? Lê my vertroue regtig nou in ons konteks, of dit gaan reën binne die volgende week of 2 en dan daarna weer gaan reën, die opvolgreën? Lê my vertroue in, hoe gaan dit met ons ekonomie? Lê my vertroue eintlik in uiterlike goeders? Dis die vraag wat die doop vir ons kom vra. Dis die vraag wat Paulus hier vir ons kom vra. Die probleem is dat wanneer my vertroue die hele tyd in ander goeders lê, en as my vertroue lê in hoe gaan dit op my plaas, as my vertroue lê, hoe gaan dit in my werk, as my vertroue lê, hoe gaan dit in ons land en met ons land se ekonomie, dan, en dis my 'n wonderlike fliek, ek weet nie, party van julle sal kan onthou, The Grinch, that stole Christmas is die flieks nou nie, maar dis die storie, The Grinch, dan staan daar, his heart was 2 sizes too small. Dis eintlik wat met ons gebeur, ons harte begin krimp. Want wanneer ek net gefokus is op myself, en net gefokus is op uiterlike goeders, dan is daar nie plek vir vreugde nie. Dan is daar nie plek vir dankbaarheid nie. Dan is daar nie plek om regtig met volheid en met vreugde te leef nie. En dit gebeur so vinnig. En ek wil vinnig vir julle hierdie stukkie wys uit The Grinch uit. Adrie, jy gaan dalk vir ons so 'n bietjie harder moet sit. Ek dink dit was nou bietjie sag vir my. Kyk wat gebeur hier. The wailing and the gnashing of teeth, the bellowing of the bitterly bummed out. It'll be like music to my ears. Then the Grinch heard a sound rising over the snow. It started in low, then it started to grow. Huh? Huh? But the sound wasn't sad. Why, this sounded merry. But it was merry. Very. Every Who down in Whoville, the tall and the small, was singing without any presents at all. He hadn't stopped Christmas from coming. It came. Somehow or other, it came just the same. Mr. Grinch! And the Grinch, with his Grinch feet ice cold in the snow, stood puzzling and puzzling. How could it be so? It came without ribbons. It came without tags. It came without packages, boxes, or bags. And he puzzled and puzzled till his puzzler was sore. Then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas He thought, doesn't come from a star. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more.
And what happened then? Well, in Whoville they say that the Grinch's small heart grew 3 sizes that day. Weet jy, hier is nou iets fout. Ai, daar is ek terug. OK, dis 'n wonderwerk. Sien, het julle OK, sorry nou vir dit. Wat gebeur in hierdie fliek is die Grinch ontdek iets oor Kersfees. Dis mos nou waaroor die hele fliek gaan. Hy probeer Kersfees stop, so hy steel al die geskenke. Hy dink Kersfees gaan oor geskenke, Kersfees gaan oor uiterlike goeders, en dan kom hy en hy steel die geskenke en hy dink hy stop Kersfees, maar dan besef hy, miskien, en dis my 'n wonderlike sin, maybe Christmas doesn't come from a store. Miskien kom vreugde, sê Paulus, nie uit uiterlike goeders uit nie. Miskien kom dankbaarheid nie in wat ek het nie, en in wat ek nog kan kry nie. En hy kom skep hier vir ons in hierdie gedeelte in Filippense amper 2 fotos. Ons kry 2 fotos van Paulus. Die eerste foto is 'n foto wat verskriklik duidelik is. Hy weet alles presies van homself af. Dis amper, ek weet nie of julle kan onthou, daar's 'n paar van julle wat nog sal onthou, toe ons nog moes film laat ontwikkel het, nê. Party foto's, dan kry jy nou die film daar terug uit die ek kan nie Fujifilm of van CNA of wie ook al nog flieks gemaak het, nou kry jy die foto terug en hy's perfek. Hy's duidelik, die exposure is reg, alles is wonderlik. En dan kry jy die ander foto en hierdie foto langsom is totaal en al oorbelig, totaal en al geblur. Meeste van my foto's het so gelyk daai tyd. En daai foto land in 'n boeboeblik. Jy gooi daai foto weg. Maar Paulus kom wys nou vir ons hier 2 foto's. Die eerste foto is hierdie perfekte, duidelike foto wat ons hom mooi kan sien. Die eerste foto van hom is die ou foto. Paulus, wat ons nou daar gelees het, in vers 4b tot 6, hy kom beskryf vir ons hierdie perfekte Paulus. Amper soos 'n Paulus wat sy medaljes aftel. Sy kyk hoe mooi is ek. Op die 8ste dag besny, 'n verbondskind, presies soos voorgeskryf deur die wet. 'n Israeliet, lid van God se volk. 'n Israeliet wat hy is gekies deur God. Hierdie volk is God se volk. Jy kan nie op 'n beter plek wees as dit nie. Nou verder, behalwe dat hy uit Israel uitkom, is hy nog 'n lid van die stam van Benjamin, eintlik soort van die elite stam. Uit die 12 stamme uit is Benjamin die beste stam. So hy is nie net 'n Israeliet nie, hy is ook nog beter as net 'n gewone Israeliet. Die Benjamiete was nogal redelik die snobs van die plek. Okay? Dan was hy 'n Hebreër. Nou die Hebreërs was die konservatiefste deel van die Jode. So hy is 'n Israeliet, hy is 'n Benjamiet, soos 'n trappie en dan nog 'n verdere trappie. Hy was 'n Hebreër. Hulle het hulle eie taal gepraat, hulle het nog die ou tydse Hebreëus gepraat. Hulle het baie nou volgens die wette geleef en hy was deel van hierdie klein groepie. Saam met dit, sê hy, as dit gaan oor wetsbeskouing, was hy deel van daai klein groepie, binne in die kleiner groepie, die Fariseërs, wat hulle self toegewy het aan wetsonderhouding. Wat sy hele lewe gegaan het net oor een ding, en dit is, hoe erg hou ek die wet? En omdat hy hierdie wet so erg onderhou het, dis hoekom hy dan ook die volgelinge van Jesus of vir Jesus self vervolg het. Nee, want hierdie wet moet so perfek nagekom het. Sien jy dat Paulus bou vir homself in die eerste gedeelte amper 'n altaar. Hy bou sulke trappies, of nie 'n altaar nie, miskien is 'n beter beeld, daai podiums wat mens kry by die Olimpiese spele. Dis wat hy vir homself bou.
Sê ek is nie op die eerste trappie nie, soos die ander plebs rondom my nie. Nee, ek is ook nie op die tweede trappie soos hulle wat 'n bietjie beter is nie. Nee, ek staan heel bo, heel in die middel. Ek kry die goue medalje. Ek is die beste. Geen vinger kan na hom gewys word nie. Geen fout het hy nog ooit gemaak nie. Hierdie foto van hom is perfek. En dan kom hy en hy sê, maar hierdie foto maak nie eintlik saak nie. Hierdie perfekte foto is nie die foto wat ek teen my muur gaan sit nie. Nou hier is die probleem vir my en jou. Ek en jy dink nog steeds so baie soos hy. Ons dink so baie dat hierdie foto is die perfekte foto. As ek my foto of die foto van myself so kan kry, dan sal alles goed gaan met my. Dan gaan ek okay wees. Dan gaan ek en die Here okay wees met mekaar. Ons godsdienst moet beter wees, ons opofferings moet beter wees, ons toewyding moet beter wees, ons geestelike ervarings moet beter wees. Ons sekerhede waarop ons vertrou moet tog net so perfek en duidelik wees. Ek is mos gedoop. Ek is mos elke Sondag in die kerk. Ek gaan gereeld op mannekampe, ek lees my Bybel, ek gee gereeld my dankoffer. Ek is op die kerkraad, ek het 'n belangrike posisie. In die kerk, buite die kerk, ek het 'n great huis, ek het 'n great kar, ek het meer as genoeg goeders, ek het 'n nuwe kampwaandjie. Ons sê nie hierdie goed hardop nie. Nee, ons sê dit nie hardop nie, maar dit is so vinnig, so baie waar ek my vertroue stel. So maklik is dit die plek waar ek sê, as hierdie goed tog net okay is. As ek kan op vakansie gaan, as ek 'n okay kar ry, as my huis fyn is, as ek net genoeg Bybel lees, genoeg kerk toe gaan, genoeg geld gee, dan gaan ek reg wees. Paulus sê, dis nie die goed wat saak maak nie. Dis nie hoe die lewe werk nie. En solank as wat jy daar is, solank as wat jy op daai plek leef, want dit is waar jy jou vertroue stel, as jy jou vertroue in hierdie goed stel, is dit eintlik maar net 'n illusie en krimp jou hart, soos wat die Greens sê. Paulus vra, besef jy, dis die vraag wat hy vra in Filippense, besef jy, waar lê jou vertroue en waar behoort dit eintlik te lê? En daarom beskryf hy eintlik vir ons dan die tweede foto. Die tweede foto is 'n foto wat 'n bietjie geblur is. Ons sien nie eintlik vir Paulus in die tweede foto nie. In die tweede foto raak Paulus al hoe meer en meer in die agtergrond. In die tweede foto is dit totaal en al oorbeligte foto. Want die lig van Christus skyn op daai tweede foto. En die lig van Christus blaas totaal en al die kontras weg, blaas totaal en al vir Paulus uit die prentjie uit. En daarom sê Paulus, vir my is daar net een wat saak maak. Niks van hierdie goeders, nie my wetsonderhouding nie my gene nie die feit dat ek deel is van die Israeliete nie, niks van hierdie goed maak vir my saak nie. Al wat vir my saak maak, is Christus. En dit is die maar van daai vers 7. Paulus sê, ek het alles, maar ek gooi dit weg. Maar, dit maak nie vir my saak nie. Maar, ek gaan nie meer my vertroue in dit stel nie. Hierdie maar, tussen vers 6 en vers 7 van hierdie gedeelte is daai hele Damaskus pad ervaring in Paulus se lewe. Alles is fyn, alles is goed, ek het die wet, ek's 'n Fariseer, ek's 'n Israeliet. En dan ontdek ek Christus. Dan verskyn Christus aan my in 'n helder lig op die Damaskuspad. En daai Damaskuspad ervaring, daai lig van Christus, blaas alles weg, kom verander alles. Vir Paulus, en hier is die ding wat ek dink ons baie keer moet hoor. Vir Paulus was geloof 'n besigheidstransaksie. Dis baie van julle wat besigheidsmanne is, baie van julle wat gereeld moet kontrakte sluit, dis baie van julle wat gereeld besig is met besigheidsgoeders. En ons val in daai ding, ons dink dit is hoe die lewe werk. Dis 'n besigheidstransaksie tussen my en God. Ek gee my 10de, ek lees my Bybel, ek is goed vir mense, ek help ou tannies oor die straat.
En dan moet jy vir my goed wees. Dan moet jy vir my vreugde gee, dan moet jy vir my sorg, dan moet jy my seën. Ek het mos nou my kant gebring. Ek het my handtekening op die papier gesit, ek het hand geskit, gespoeg en geskit. Ons is fyn. Jy moet vir my sorg. Wat Paulus besef, toe Paulus Christus ontmoet, besef hy, maar al hierdie krediete wat ek het, wat vir my tel, nou moet jy vir my help. Krediete is aan jou kant, nee, ja. Kyk, ek het daai ding al gelos in start 7. Al hierdie krediete wat ek het, wat aan my kant is, maak nie saak nie, word weggegooi. Tel vir my niks nie, beteken vir my niks nie. Maar saam met dit, al die debiete, ook daai kant, dis aan die linkerkant, ja, nee. Al hierdie debiete, wat teen my is, val ook weg. Ook dit word nie meer teen my gehou nie. In Christus leef ek nie meer in skuld nie. Is ek nie meer permanent in die rooi nie. As gevolg van wie Christus is en as gevolg van wat hy kom doen het, is my balansstaat gelyk. Lyk dit mooi op papier, want dit is wat Christus kom doen. En die oomblik wat ek daar leef, wat ek besef, maar ek hoef nie meer bekommerd te wees oor die hele tyd in die groen te wees nie. Ek hoef nie bekommerd te wees omdat ek myself die hele tyd in die rooi vind nie, want Christus kom doen dit, dan gebeur wat daar met die Grinch gebeur. Dit is vir my so oordramaties, maar fantasties in daai fliek, wat hy so val en sy hart begin groei. Want dan begin ek leef uit hom uit. Dan begin ek leef uit wat hy doen uit wat hy vir my kom gee. Dan is dit nie meer 'n besigheidstransaksie waar dit gaan oor hoe hard ek werk en wat ek kom gee en hoe 'n mooi lewe ek leef nie. Nee, dan gaan dit alles oor hom. Paulus sê al hierdie goeders, alles vir my wat ek opgeroem het, alles wat ek op staat maak, gooi ek weg. Dis vir my rommel. Om Christus te ken is vir my alles. Julle, en hierdie is nie net 'n kopkennis ding. Die kopkennis is great. Ons kan hierdie goeders in ons koppe hê en ons kan dit weet, maar kopkennis help ons hier regtig. Hierdie moet 'n hartsding word. Dis hoe hierdie prentjie van die hart en die greens ding vir my so belangrik is, want dit kan nie net 'n intellektuele ding wees wat ek verstaan soos ek balans staat nie. Dit moet iets wees wat ek voel, wat ek hier binne regtig begin leef. En as ek regtig verstaan in my hart dat Christus alles is, dan moet ek hom ook tog leer ken. Hom soek, streef daarna om hom meer en meer te leer ken. Soos 'n man wat sy vrou beter ken, of al weet 'n dokter miskien meer van haar af, maar ek weet meer as van wie Babs is, as wat enige dokter ooit sal weet. So die kennis, die kopkennis, is nie al wat saak maak nie. Het gaan oor tyd by hom spandeer, tyd van stil word in sy teenwoordigheid wees. In gehoorsaamheid hom volg en agter hom aanloop, maar om eintlik sy genade, sy liefde, sy betrokkenheid by my in my lewe te leer ken. Dat dit nie net vir my 'n ding bly wat ek in glo daar ver weg nie, maar wat eintlik geen verskil aan my lewe maak nie, wat eintlik geen effek het op my lewe nie. Om hom te ken is om hom lief te hê, om lief te hê is om hom te vertrou, om hom te vertrou is om agter hom aan te loop elke oomblik van my lewe, om alles wat ek is, alles wat ek wil wees, in sy hande te sit. En dit bring vreugde, dit bring dankbaarheid, dit bring rus en gemoedsrus. Dit maak dat ek met vreugde en met oorgawe, sonder bekommernis, sonder vrees, kan leef. So of dit volgende week reën en of ek moet plant of nie plant nie, en of die vleisprys op en af gaan, of die goudprys in sy glorie is, en of die dieselprys nog gaan opgaan, dit maak eintlik nie saak nie. Ja, dit is baie keer sleg en dit sit stres op my lewe en dit maak my lewe moeilik, maar as dit nie is waar my vertrou, as dit is waar my vertroue lê, is dit die einde van die wêreld. As my vertroue op 'n ander plek lê, as my vertroue in Christus lê en in wie hy is, dan maak wat aangaan in hierdie wêreld nie eintlik soveel saak nie. Want net hy maak saak. Paulus vra vir ons, wat 'n foto is die foto wat jy wil hê
teen jou yskas moet kom? Wat is die foto wat jy gaan raam? Die een wat duidelik is met al jou mooi medaljes en al jou prestasies en al jou harde werk, of die een wat eintlik totaal en al uit fokus is, totaal en al oorbelig is, as gevolg van wie Christus is? Dis die vraag van Paulus in hierdie stuk. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, Here dankie, dat U alles vir ons wil kom wees. Dat U vir ons kom sê, vat my. My las is lig, my juk is sag, vat my, en laat ek vir jou die lig wees. Laat ek vir jou troos en vrede en rus wees. Laat ek vir jou die plek wees waar jy kan tuiskom. Here, help ons om nie ons vertroue te sit in onsself nie, om nie ons vertroue te sit in hierdie uiterlike dinge nie, maar om met alles wat ons is, elke dag na U toe te hardloop. Om met alles wat ons is, ons sondes, ons debiete, en ons mooi harde werk, ons krediete, alles dit by U voete te kom neersit. En sê, Here, ons het U en net U nodig. Ek vra dit in U naam.